Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, mag U woord ons in waarheid leer en onderrig vandag. Amen. Paulus teken vir ons op in 1 Korintiërs 7 vers 10 en 11. Die getroudes beveel ek, nee, nie ek nie, maar die Here, dat 'n vrou nie van haar man mag skei nie. As sy tog skei, moet sy daarna ongetroud bly, of haar met haar man versoen. Net so mag 'n man ook nie van sy vrou skei nie. Dit is vir my persoonlik baie interessant dat Paulus 'n duidelike onderskeid maak tussen wat hy as sy eie mening beskou en wat 'n bevel van die Here is. Die bedoeling is waarskynlik nie om sy eie bewoording as minder geïnspireerd te verklaar nie, maar eerder om die erns van Jesus se leer oor die huwelik uit te lig. Dit gaan dan ook, dink ek, oor meer as net die huwelik in aardse terme, in die groter konteks van ons geloof. Getroudes, man en vrou, moet besef wat die implikasies van hul belofte van trou aan mekaar inhou. Dit is 'n lewenslange verbintenis wat nie deur 'n skeisaak tot einde gebring kan word nie. Alhoewel skeiding 'n verbreeking in fisiese teenwoordigheid impliseer, is die geestelike band nie breekbaar nie. Die band kan ook nie gebreek word deur weer te trou nie. Slegs versoening hou herstel in. Ek aanvaar dat Paulus hier met egpare praat waarvan beide man en vrou gelowig is, omdat hy in net die volgende paar verse praat met egpare wat nie dieselfde glo nie. Ons moet verstaan wat hier in die agtergrond van die verstaan van die huwelik lê. Ons moet verstaan dat die huwelik 'n refleksie van Christus se verhouding met die kerk is. Paulus sê in 2 Korintiërs 11 vers 2, ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom. Want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toegesê het as sy bruid, en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus. 'n Huwelik is veronderstel om 'n refleksie te wees van die trou van Christus aan sy bruid en van die bruid aan die bruidegom. As die gelowige nie eens trou kan wees aan iemand wat hulle kan sien nie, hoe kan hulle dan sê dat hulle getrou is aan Christus? Hierdie argument is 'n Bybelse verstaan van hoe ons as gelowiges moet dink oor baie goed in die lewe. Johannes gebruik hierdie redenasie in 1 Johannes 4 vers 20 as hy sê, as iemand sê ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar, want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. Dit gaan nie eenvoudig oor die onderskeid tussen waarheid en leuen. As iemand sê ek is getrou aan God, en so iemand is ontrou aan hul huweliksmaat, is hulle leienaar, want wie ontrou is aan die huweliksmaat wat hulle kan sien, kan onmoontlik getrou wees aan God wat hulle nie kan sien nie. Maar jou sigbare en hoorbare aardse lewe kan nie in kontras staan met ons spirituele lewe nie. Die een is 'n refleksie van die ander. Die diepte waarmee ons hierdie beginsel ontgin, is bedoel om ons begrip van die eenvoud van hierdie opdrag te verdiep. Die getroudes beveel ek, nee, nie ek nie, maar die Here, dat 'n vrou nie van haar man mag skei nie. As sy tog skei, moet sy daarna ongetroud bly, of haar met haar man versoen. Net so mag 'n man ook nie van sy vrou skei nie. Die huwelik tussen twee gelowiges is 'n getuienis van die verhouding tussen Christus en sy bruid. Ons moet ons huwelik respekteer as niks anders as dit nie. Kom ons bid saam. Here, bewaar asseblief elke huwelik om 'n getuienis van trou en versoening voor U te wees. Amen.